Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam en kom ons bid tot ons ewige Here. Ons almagtige en verhewe God, ons sit vandag voor U in opwinding en in inspanning om graag te hoor wat wil U vandag vir ons sê. Here, U loop al met party van ons soveel jare al 'n pad, baie van ons lewenslank. Here, en ons vra dat as ons vandag ons vra oor die ewigheid na U bring, dat U ook vir ons sal kom vernuwe. Amen. Ek lees vir ons vandag Lukas 20 en ek lees vir ons vers 27 tot 40. Sommige van die Sadduseërs, wat sê daar is nie 'n opstanding nie, kom toe en vra hom: Meester, Moses het vir ons voorgeskryf dat as iemand sy broer getroud is en kinderloos sterf, sy broer die vrou moet neem en vir sy broer 'n nageslag verwek. So was daar eenmaal 7 broers. Die eerste een het 'n vrou geneem, maar kinderloos gesterf. Ook die tweede en die derde broer het met haar getrou, en net so, sonder dat hulle kinders nagelaat het al 7 broers gesterf. Ten laaste het ook die vrou gesterf. Hierdie vrou, wie van hulle se vrou is sy dan met die opstanding? Al 7 het haar immers as vrou gehad. Jesus het hulle geantwoord: Die mense van hierdie bedeling tree in die huwelik en word in die huwelik uitgegee. Maar diegene wat waardig geag word om die toekomstige bedeling en die opstanding uit die dood te verkry, tree nie in die huwelik nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Hulle kan nie meer sterf nie, want hulle is soos engele en kinders van God, omdat hulle aan die opstanding deel het. Dat die dooies opgewek word, het selfs Moses in die gedeelte oor die doornbos uitgewys, waar hy die Here, die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob noem. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Wat hom betref is hulle almal lewendes. Sommige van die skrifkenners het hierop gereageer met die woorde: Meester, U het 'n goeie antwoord gegee. Hierna het hulle dit nie meer gewaag om iets te vra nie. Broers en susters, ons lees tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Die ewigheid is 'n snaakse konsep. Die man gaan na die dokter toe en sê: Dokter, ek wil graag vir altyd lewe. Die dokter sê: Goed, sny al die vleis uit jou dieet uit, geen uitsonderings nie, en kom sien my volgende maand. Die man kom terug en hy's 'n bietjie skraler. Dokter sê: Sny nou al die suiker uit en sien my volgende maand. Die man kom terug, nou is hy al goed, maar dokter sê: Die laaste stap is om al jou kafeïen uit te sny. Dokter, sê die man, maar hoe gaan dit my help om langer te lewe? Dokter sê: Dit gaan jou nie help om langer te lewe nie. Dit gaan net voel soos 'n ewigheid. Ewigheid, snaakse konsep. Nou op die oog af lyk die vraag van die Sadduseërs baie snaaks. Dit lyk absurd, want dit is. Dis wat ons noem 'n strooiman argument. 'n Voelverskrikker of enigiets wat net uit strooi uitgemaak is baie maklik om plat te slaan. So 'n strooiman argument is een wat jy maak namens die oppositie. Dis 'n blaatant, belaglike argument. Jy maak dit vir die ander kant, dis 'n argument wat hulle nie sê nie, maar jy vat hulle redenasie en jy neem dit tot by die belaglikste uiterste daarvan. Jy maak die argument spesifiek sodat jy dit kan afweer. Die Sadduseërs was Jode, nes die Fariseërs, maar hulle tradisies was wêrelde uit mekaar uit. Dis eintlik moeilik om eers van dieselfde geloof te praat, so het hulle verskil. Die Fariseërs het die hele Ou Testament gelees, maar die Sadduseërs het net klem gelê op die sogenaamde wet van Moses. Dis nou die eerste 5 boeke van die Ou Testament, met ander woorde Genesis tot Deuteronomium. Dit was basies die somtotaal van hulle Bybel gewees. Dis al wat hulle as gesaghebend beskou het. So hulle hou vas aan al die wette, al die bepalings wat ons in die eerste 5 boeke van die Bybel kry,
En dit is basies die som totaal van hulle geloof. Een van die gevolge hiervan is dat hulle nie glo in 'n opstanding na die dood nie. Hulle glo nie eers in 'n lewe na die dood nie. So nou kan ons vra, wat maak hulle met die storie van Elia? Wel, dis daai deel van die Bybel wat hulle nie regtig gelees het nie, so hulle het dit nie herken nie. Die storie van Henog is wel in Genesis. Ek weet nou nie so lekker wat doen hulle met daai gedeelte nie, maar in elk geval, die Sadduseërs vra nie vir Jesus omdat hulle by hom wil leer, of omdat hulle by hom insig wil kry nie. Hulle vra want hulle wil hom betrap met 'n struikvraag, hulle wil argumenteer met hom. Nou, ek weet al baie goed, as iemand vir my vra, Dirk, wat dink jy hiervan? Of, Dominee, ek het nou hierdie video gesien, wat sê jy? Dan moet ek nou mooi reg antwoord, anders is daar nou moeilikheid. Albertus van GAMKO, hy vra regheid vir die mense, ok, wil jy saam met my dink, of wil jy beklei? Wonderlik. Die Sadduseërs wou beklei, en daarom vra hulle die effens belaglike vraag. As 7 broers nou met 1 vrou getroud was, met wie is hy nou eintlik getroud die dag van die opstanding? En as gevolg van hoe destydse samelewings gewerk het broers met skoonsusters getrou, veral onder die Jode. Wanneer my broer doodgaan, dan trou ek met sy weduwee, of ek nou 'n vrou het of nie, sodat sy blyplek het, en sodat sy kos het, en enige kinders wat ek en sy dan het, word dan beskou as my broer se kinders. Of daar nou romantiese gevoelens betrokke is, was irrelevant gewees. Dit was 'n manier om te sorg vir iemand wat weerloos was, naamlik die weduwee. Nou dit was baie skaars dat 7 broers in volgorde van oudste na jongste sou sterf. En dit was ook nie onmoontlik vir die weduwee om met 'n persoon heeltemal buite die familie te trou nie. Dit was doodgewoon gewees. Maar aan die ander kant, vir ons doeleindes, is hulle vraag nie so onbillik vir ons omstandighede nie. Mense leef vandag baie langer as ooit van tevore. En mense skei ook meer as ooit tevore. Ek kan byvoorbeeld op 25 trou, baie gelukkig getroud wees, en dan ry 'n donkiekar my vrou dood as ons 40 is. Dan op 50 kom ons sê ek trou weer, en ek is gelukkig, totdat dieselfde donkiekar my doodry op 70. Nou het ek 2 persone wat ek dekades lank voor baie lief is, met wie is ek nou eintlik getroud. Of die teenoorgestelde. Ek kan die tot die dood ons skei gedeelte baie letterlik en baie ernstig opneem as ek ongelukkig getroud is. Kom ons sê ek was ongelukkig getroud vir 30 jaar en ek en my eggenoot, ons was mislik gewees. Toe het sy gesterwe en toe het ek nou later 'n beter pasmaat vir my ontmoet. Nou is ek en sy vir 1 jaar sielsgelukkig voordat ek nou weer die emmer skop. Beteken dit nou ek moet nou eendag my geluk verdeel met iemand met wie ek baie gelukkig was vir 'n jaar, of met iemand uit my verlede uit, wat my ongelukkig gemaak het? Nou Jesus sê nie die huwelik is belangrik of onbelangrik nie. Net dat in die volgende bedeling die wêreld anders gaan werk. Maar onthou ook in die lewe na die dood is daar nie meer sonde nie. So daar's nie iets soos jaloesie of afguns of selfs wraak nie. Al daardie sonde gaan verdwyn. En verder moet ons ook onthou dat die belofte van die nuwe lewe is 'n belofte dat ons fisies by God gaan wees. Nou as ons fisies by God is, dan kan ons mos nou maar weet hoe dit ook al werk. Dit sal goed wees. God sal vir ons 'n goeie uitkoms gee, want dis dan die hemel. Dis dan God se fisiese en totale teenwoordigheid. So ons hoef nie bekommerd te wees of ons nou getroud is en of ons nie getroud is en of ons nou al 'n paar keer getroud was nie. By die Here is dit goed en is dit reg. En dan maak Jesus 'n wonderlik fyn opmerking. Ek gaan so ver om te sê dis 'n bietjie skelm, klein bietjie skelm. Jesus verwys na Exodus en hy noem die ontmoeting tussen God en Moses by die brandende bos. Nou Jesus sê dat daar uit hierdie gesprek bewyse is van die opstanding. God word beskryf as die God van Abraham, Isak en Jakob.
Nou, omdat die Here die God is van lewendes en nie van dooies nie, beteken dit dan nou op een of ander manier dat Abraham, Isak en Jakob dan nou nog lewe. En dit is so 'n skerp opmerking. Kom ons sê my ouma was lief vir breiwerk. En sy het die lieflike wolkombers gemaak wat sy ook gebruik het. Sy kom tot sterwe en sy los dit vir my ma. My ma geniet die kombers, sy kom ook tot sterwe en nou los sy die kombers vir my. Sou dit verkeerd wees om te praat van hierdie eislike, lieflike wolkombers as ouma se kombers? Ek dink nie so nie. Net omdat daar gepraat word van die God van Abraham, Isak en Jakob, beteken nie noodwendig hulle lewe nog steeds nie, alhoewel ons so glo. Ek het 'n klerekas wat in my kamer staan, wat my ma by haar ouma geërf het. Nou, vir alle praktiese doeleindes is dit my klerekas, want ek gebruik dit nou al vir jare, en ek is sy enigste kind. Maar my ma praat nog steeds van haar ouma se kas, want dit was oorspronklik haar ouma se kas. Dit beteken nie, my ouma grootjie spook nou iewers rond, hiersom in die pastorie nie. Ten minste ek hoop nie so nie. Maar wat dit so slim maak, is Jesus se opmerking. Jesus se fyn slim opmerking. Skakel in by die Sadduseërs se wêreldbeeld. Hulle glo nie in die lewe na die dood nie. So as hulle dan nie in 'n opstanding glo nie, sal hulle self vir jou sê, maar God is die God van die lewendes, nie van die dooies nie. So Jesus gebruik eintlik hulle eie logika teen hulle. Ongelooflik. En terselfdertyd leer Jesus vir hulle en vir ons ook iets oor geloof in die Here. Selfs al kom ons ook tot sterwe, selfs al sou die ergste ook gebeur, dan is daar vir ons lewe by die lewende God, vir altyd. Nie net lewenslank nie, verder as lewenslank. En as ons sê, ons God is die God van die lewendes, dan het dit ook 'n sekere teologiese klem. Dit het sekere implikasies vir ons vandag. As gereformeerde Christene glo ons nie dat die Sadduseërs reg was oor die dood nie. Ons glo beslis in 'n lewe na die dood. Ons bely die opstanding en ons bely die ewige lewe. Maar dink net hoeveel anders sou Christene se lewens gelyk het as ons net geglo het in hierdie lewe wat ons nou het. Die eerste vraag is, sou ons nog geglo het? Toe ek 'n kind was die belofte van die hel en van die straf, wat dit inhou 'n baie groot en belangrike wapen in die arsenaal van die kerk. Nou vir 'n kind met 'n brein wat op die ou en depressie sou ontwikkel, was dit verskriklik om te hoor hoe skuldig ons is, hoe sleg ons is. Ek was al 'n tiener toe ek vir die eerste keer eintlik geloofsekerheid gehad het. Ek was al amper groot gewees. Jy hoor die hele tyd hoe sleg die hel is, en hoe gevaarlik die duiwel is, en hoe Jesus jou daar uithou. En eerder as wat 'n familieverhouding dan ontwikkel, tussen my en die Here, raak dit 'n professionele verhouding. Jy moet presteer, jy moet uitblink, jy mag nie te naby kom aan jou baas nie. En baie mense is so verskrik die hele tyd, baie mense is so bekommerd oor hulle saligheid, dat hulle die vreugde van geloof heeltemal kan misloop. Nou wat is nou lekkerder, as om net by die Here te wees, as om net tyd met die Here te spandeer, niks anders te doen nie, dit is nou die Here se tyd. Nie omdat jy bang is, jy doen nie genoeg in hierdie lewe nie, maar omdat jy wil. Ek dink om die Here te dien, is sy eie beloning, want dit voel goed om goeie dade te verrig. Dit help jou ook om mense te help. En dan skielik het ons 'n ander motivering as net vrees, as net die behoefte om veilig te wees eendag. Die Heilige Gees wys dan vandag al vir ons hoe die lewe kan lyk, as ons bereid is om die Here se instrumente te wees. En as ons dit eers gesien het, dan wil ons nog daarvan hê. Dan soek ons nog. Dan soek ons die Here se teenwoordigheid en ons soek die Here se wil vir ons. Dit kan baie groot sake wees, soos watter werk gaan ek eendag doen, of wie gaan my eggenoot wees,
Maar dit kan ook klein saakies wees. As ek besluit, ek gaan vandag met iemand ekstra vriendelik wees, want die Here het my daarna toe gelei, dan kan dit 'n reuse impak hê. Want as die Gees my op 'n sekere pad stuur, dan sal die Here geweldig baie daarmee verrig. Ons gaan dit nie noodwendig sien nie, maar ons hoef ook nie alles te sien wat die Here doen nie. En dis hoekom 'n fokus op die God van die lewendes so belangrik is. As ek net lewe met die doel voor oë van die lewe na die dood, dan maak amper niks wat ek op aarde doen saak nie. Dan beskou ek net hierdie lewe as 'n kleedrepetisie vir die een dag. Nou as die reformatie ons enigiets leer, dan is dit dat ons verlossing gewaarborg is in Jesus. So dan hoef ek nie te ontwikkel nie, dan hoef ek nie mense te help nie, dan hoef ek nie 'n beter Christen te word nie, want ek is dan nou verlos. Maar as ek aandag gee aan die God van die lewendes, dan is elke dag verrykend, want dan is elke dag 'n nuwe kans om die Here te ontmoet en om die Here te beleef in die wêreld rondom my. So moenie die Here dien vir 'n beter eendag nie. Doen dit vir 'n beter vandag, elke dag. Broers en susters, ons dien die ewige Here en die ewigheid, die ewige lewe saam met God, het reeds begin. Amen. Ons Here, ons wil vir U dankie sê dat U ons Here is, aan die ander kant die skaduwee van die dood, maar dat U ook ons Here is in die werklikheid van 'n verdeelde Suid-Afrika. In 'n land waar daar groot golf tussen ryk en arm is, waar baie mense nie werk het nie, waar baie mense sukkel met afhanklikheidsprobleme. En dat U ook hier en nou ons Here is, en dat U ook hier en nou besig is om te werk. Here, ons vra dat U vir ons sal help om U raak te sien in die wêreld rondom ons, en dat ons nie net op die een dag sal konsentreer nie, maar dat ons nou al elke dag voluit vir U sal lewe. Dat ons U sal raak sien, juis omdat dit so 'n vreugde is om U in die wêreld op te spoor. Baie dankie dat U by ons is, in ons is, en dat U ons ook in die wêreld gebruik. Amen.